Goeiedag. Hoe weet jy of jy 'n geestelike aanval beleef? Of gaan jy dalk net deur 'n moeilike seisoen in jou lewe? Bly ingeskakel tot op die einde en kyk of jy van hierdie punte in jou lewe herken. Die gevaar is dat ons Satan vir alles wil blameer. Luister bietjie of dit nie dalk net verkeerde keuses in jou lewe is nie, of dit nie dalk net omstandighede is wat op jou pad gekom het nie. Dit kan ook dissipline van God se kant af wees oor jou lewe. So luister bietjie tot die einde en kyk of jy van hierdie dinge herken. Kan jy dink aan 'n tyd toe jy 'n aanval op jou kwesbaarste area gehad het? Was dit maar net 'n toeval of was dit 'n aanval vanaf die vyand? Aan die einde van hierdie 7 punte dink ek gaan jy beter kan onderskei of jou aanval maar net bloot omstandighede is en of jy 'n bedreiging vir die vyand geword het. Ek sal ook aan die einde vir jou inligting gee oor hoe om hierdie aanvalle te verwerk. Bly ingeskakel. As jy dink hierdie video kan iets vir iemand beteken, druk asseblief die like, subscribe en share knoppie en deel dit met iemand wat dalk op hierdie oomblik deur iets soortgelyks gaan. Be strong. Ek gaan vir jou 7 punte gee om te bewys dat jy onder 'n geestelike aanval is. Punt nommer 1. 'n buitengewone sterk aanval op jou kwesbaarste plek. Vorige oorwinde sondes kom weer terug. 'n Pastoor het getuig dat hy 'n baie belangrike diens die volgende dag moes gaan gee. En die aand, terwyl hy besig was om aan die finale punte van sy preek te werk, het daar skielike pornografie op sy foon opgeduik. Dit was iets wat hy al jare terug oorwin het. Maar dit was net 'n bewys van 'n buitengewone sterk aanval. Hy het onmiddellik veroordeeld gevoel. Maar danksy die Heilige Gees is hy oortuig daarvan dat hy alreeds hierdie sonde oorwin het en hy het onmiddellik sy foon afgeskakel. Punt nommer 2. Buitengewone konflik in verhoudings. Skielik is daar net erge konflik in jou huwelik, jou gesin en in jou familie. Of jy het konflik met jou werksmense. Of daar's 'n buitengewone aanval in jou gedagtewêreld en jy kry vreeslike negativiteit oor mense. Jy kry negatiewe gedagtes. Mense maak kwetsende aanmerkings oor jou en hulle skinder oor jou. Jy voel buitengewoon oorsensitief, verward en jy ooreageer. Jy wil terugslaan. En dit is juis wat die woord ons teen waarsku, is draai die ander wang. Jy voel verwerp en dan tree daar vrees in. Dit kan nou weer lei tot depressie en isolasie. Maar indien 'n mens die aanvalle van die vyand kan erken, kan jy iets daadwerkliks daaraan doen. Punt nommer 3. Die tydsberekening van die aanval. Dis gewoonlik net voor of na 'n groot geestelike oorwinning. Onthou julle vir Isabel en Elia in die Bybel, 1 Konings 17 en 18. Elia het 'n groot oorwinning gehad. Al die afgodsdienaars is doodgemaak. Isabel stuur 'n boodskap en sê dat sy vir Elia die volgende dag op dieselfde tyd gaan laat sterf. Elia raak bang en vlug. Kom ons kyk na Jesus wat 40 dae in die woestyn gevas het. Dit staan in Matteus 4 vers 1 tot 4. Hoe die vyand hom versoek? Hy het gesê verander die klip in brood. So die tydsberekening van ons versoeking is gewoonlik baie goed uitgewerk. Punt nommer 4. Jy het geen begeerte om Bybel te lees, te bid of kerk toe te gaan nie. Het dit al met jou gebeur?
Jy voel skielik ver van God af. En uit die bloute uit begin jy kernwaarhede van die woord bevraagteken. Jy lees nie meer jou Bybel nie en sodoende word jy geestelik swak. So die aanvalle word dan ook intenser en jy veg nie terug met die woord van God nie, want jy onthou nie meer die woord nie, want jy lees dit nie. Jy isoleer jou van God en van ander gelowiges. Isolasie is 'n baie gevaarlike ding en ek wil julle waarsku, moenie jouself isoleer sodra jy deur 'n geestelike droogte gaan nie. Punt nommer 5. Jou gesondheid gaan skielik agteruit. Jy kry die een siekte na die ander. Jy is op die een antibiotika na die ander, maar jy genees net nie. Ja, dit kan baie ander redes wees, maar baie keer is dit 'n manier van die vyand om jou swak te maak. Jy voel kragteloos, moeg en moedeloos. 'n Baie goeie aanduiding van wanneer 'n aanval vanaf die vyand is wanneer jy dokter toe gaan, hy 'n klomp reekstoetse doen en hy kan geen mediese rede vir jou siekte kry nie. Punt nommer 6. Buitengewone verwarring in jou gedagtewêreld. Jy begin twyfel oor dit wat God voorheen vir jou gesê het. Jy begin twyfel oor jou roeping in die lewe. Jy voel verward en wonder of jy nie maar moet ophou met jou bediening nie. Jy ervaar negativiteit teenoor God en teenoor almal. Jy raak agterdogtig. En hierdie dinge bring skeiding tussen jou en God en mense. Jy bou mure om jouself en jy isoleer jouself. En dit is presies wat die vyand wil hê. Dat jy jouself onttrek, agterdogtig raak oor mense en jouself isoleer. En die laaste punt nommer 7, teenkanting van mense. Jy kry skielik teenkanting van jou familie, jou vriende, jou huweliksmaat selfs. En jy kan nie verstaan waar hierdie aanval vandaan kom nie. Nou hierdie teenkanting kan mens baie maklik so moedeloos laat voel. Maar ek wil vir julle moed gee. Kom ons kyk na die oplossings vir hierdie kwessie. Bly ingeskakel. So wat is die oplossing om hierdie aanvalle minder te maak? Ek praat as 'n mens met foute, 'n mens wat ook maar sukkel. So moenie dink dat ek al die antwoorde het nie, ek het definitief nie. Maar wat ek wel gevind het, is dat die volgende paar dinge werk. Punt nommer 1. Bely enige onbelyde sondes voor God. As jy enige oop deure vir die vyand het, gaan hy dit definitief gebruik. So maak daai deure toe. Tweede punt is vergewe jouself en die belangrikste ding is vergewe ook mense vir wat hulle jou aangedoen het. Onthou, die vyand wil hê ons moet wrokke dra. En sodra ons wrokke dra en onvergewensgesind is, het hy 'n groot oop deur. En ek weet dit is bitter moeilik om te vergewe, maar ons weet, dit is wat die woord vir ons sê. Vergewe 70 maal 7 keer. Punt nommer 3 is, keer weer terug na die woord, lees die woord, bestudeer hom. Maak tyd in die oggend voordat jy enige iets anders doen, om jou stilte tyd te hou, om jou Bybel te lees, want onthou, dit is die swaard van die Gees. En as jy nie meer jou Bybel lees nie, gaan jy nie weet hoe om terug te beklei nie. Punt nommer 4 is bid gereeld. Jy kan deur die dag bid terwyl jy in jou motor ry, terwyl jy staan en kos maak, terwyl jy wat ook al doen. Maar bid net en vra die Here se hulp en sy beskerming. En die belangrikste is, trek die wapenrusting van God aan, dag en nag. Die volgende punt is, kry vir jou 'n joernaal en skryf jou verse neer wat jy in jou stilte tyd kry. En memoriseer verse. Dis 'n baie belangrike ding, want as jy wil terugbeklei met die swaard van die Gees, gaan jy daai vers heel moontlik uit jou kop uit moet ken. Vind ook 'n geesvervulde kerk, waar jy die Here voluit kan dien en waar jy medegelowiges het. Kry vir jou 'n gebedsmaat, iemand wat saam met jou kan bid.
Iemand vir wie jy 'n WhatsApp of 'n boodskapie kan stuur of skakel en net sê, bid asseblief. Ek kry swaar op die oomblik. Jy kan ook aansluit by 'n selgroep. Volgende punt is, wees baie versigtig wat jou oë en jou ore sien en hoor. Veral die flieks wat ons kyk, die reekse, die boeke wat ons lees, die plekke wat ons gaan. Dit het definitief 'n baie groot invloed op ons. Die musiek waarna ons luister. Wees baie versigtig. En die laaste punt is, getuig teenoor ander mense. Leef jou geloof uit. Dit is wat God van ons vra. Baie sterkte met jou in hierdie stryd wat elke kind van die Here wel beleef. Ons praat nie altyd daaroor nie, maar ek wil jou vandag net bemoedig en sê hou moed. Bly op hierdie pad. God het nog nooit beloof dat dit 'n maklike pad is nie. Dat ons verwerping gaan beleef is 'n werklikheid. Maar ek wil vandag vir jou sê, hou moed. God sê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Dankie dat jy ingeskakel het. Ek hoop hierdie paar punte het vir jou iets beteken. Share dit gerus met iemand wat jy weet wat dit op hierdie oomblik nodig het. Tot 'n volgende keer. Totsiens.